Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy het sien. Die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam, kom sing saam. Die lig in my nag, die vrede in my dag, skaamte hou my nie vas. Hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy het sien. Die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam, kom sing saam. Hier is naby my, net u kan my lei. U gee hoop waar jy raak, deur die donker en hoog. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy het sien. Die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam, kom sing saam. Kom die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Prys die Here op daai noot. Goeienaand Isabel, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Dan het Eddie opgekom, goeienaand Eddie, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam, by die getuienisaand, en dan het Louisa opgekom, goeienaand Louisa. Sy sê die klank is 300%, prys die Here daarvoor, halleluja. Ja, die Here is goed, amen. Ja, so, kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Here Vader, ons sê dankie Here vir nog 'n geleentheid wat ons kan getuig, nog 'n geleentheid wat ons my broers en susters, my vriende net kan vertel, Here, hoe goed is U, Here. U goedheid, U barmhartigheid, U liefde, U wat leef, U wat regeer, U wat 'n lewendige God is, Here. En Here, my gebed is, Here, dat hulle nader sal kom en 'n verhouding met U sal hê. En Here, ek bid dat hierdie getuienis 'n inspirasie sal wees vir menigtes, en Here, dat hulle antwoorde sal kry en sal vashou en sal deurdruk en nie sal moed verloor, nie sal opgee nie, in Jesus naam. Here, seën hierdie getuienis en Here, laat dit uitkom by wie dit moet uitkom, by hulle wat dit moet hoor, in Jesus naam. Seën hierdie getuienis vanaand in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen en amen. Goeienaand Maxie, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Prys die Here mense. Amen.
My hart loop oor van blydskap, Prys die Here. my siel maak groot die Heer. My mond sing nou 'n loflied, Ja, ja. my lewe bring hom eer. Jesus is my vaste rots, op hom sal ek vertrou. Amen. Daarom sal ek hom verhoog. Amen. Sy liefde oor vertel. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. In my wandel en al my Prys die Here. Wil ek hom loof En prys. Amen. want ek is sy kind. ja, koning se kind, net vir hom wil ek bly. En sy woord ook in my. Dan sal ek vra net wat ek wil en dit verkry. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. Prys die Here. Ek het U lief, Here Jesus. Amen. Elke oomblik, elke dag. Gloria, halleluja. U is vir my die liefde Prys die Here. en die waarheid en die weg. Amen. U is die bron Van my vrede. Amen. die tema van my liefdeslied. Ek het U lief, Here Jesus. Amen. U maak my hele lewe nuut. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. In my wandel en in Nou my weer. Prys die Here. Wil ek hom loof en Prys. Amen. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. Prys die Here. Ek wil net sien. Kom ons speel nog een song net om die mense tyd te gee. Ek wag vir nog mense om in te skakel. So nog een song en dan begin ons. Ek het my tyd om op die WhatsApp oop te maak. Ek het geloop deur donker nagte alleen. My hart vol vrae, my siel so seer. Prys die Here. Ek het geskree, maar niemand hoor nie. Amen. Toe fluister U, ek is hier. Ek was gebleek sonder
sonder rigting, sonder lig. Amen. My pad was koud en ek het my hoop verloor. Elke tree het net zwaarder Geword, ja Here, elke tree. tot ek hiernaam in stilte hoor. Amen, prys die Here, ons gaan nou getuig. Val ek neer met trane Op my hande, prys die Here. en dan ontmoet ek die genade. Prys die Here, Hy dra dra my deur. Amen, deur elke storm en pyn. prys die Here. As ek val, dan staan hy langs my weer reg op en rein. Prys die Here. Hy hou my vas, al voel ek so Alleen. Hy's my krag, wanneer ek nie meer kan nie. Hy dra Dra my my deur, hy dra my deur. Prys die Here, kom aan. Ek sien nou lig, waar daar eens net donker was. Amen, luister na die woorde. Die liefde breek deur elke muur in my. Ek voel weer hoop, ek kan weer asemhaal, want die het my nooit laat gaan nie. Selfs in die nag, waar vrees my omring, Halleluja. besien die stem wat Dit vrede bring, halleluja. Prys die Here. Hy dra my deur, Halleluja. deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer reg op en rein. Amen, prys die Here. Hy hou my vas, al voel ek so Alleen. Amen. Hy's my krag, wanneer Ek nie meer kan nie. U het my gevind, toe ek verloor Was. Amen. U het my geroep, en my naam gefluister saam. Amen. Nou weet ek's nooit weer alleen nie. Die loop saam tot die einde van my pad. Hy dra my deur, deur elke storm en pyn. Amen. As ek val, dan staan hy langs my weer reg op en rein. Prys die Here. Hy hou my vas, al voel ek so alleen. Hy's my krag, wanneer ek nie meer kan nie. Prys die Here. Halleluja. Hy dra my deur, Hy dra my deur. Ek is nie meer Alleen nie. Hy Dra my deur. Prys die Here. Halleluja. 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 Prys die Here, mense. Gloria. Halleluja. Amen en amen en amen. Daar's hy. Isabel, ek het jou groet en kyk. Linda, daar's jy op en
Paul, hoe gaan dit met julle? Goed en lekker. Hoor nou, goed en lekker. Maar sit ek wat so praat. So ja, welkom julle ook vanaand hierso. Al wat ek vir julle kan sê, ek het die heel dag vir julle gebid, Linda en vir Paul. Paul, al wat ek die Here my gewys, daar's 'n wolk voor julle. Julle moet net julle oë afhaal van die probleem af en opkyk na hom toe. Daar's groot dinge wat op pad is. Julle die Here het laat ek ervaar julle se benoudheid en die Here het ook vir my gesê ek moet met julle deel, want dit is wat ek al baie getuig het en ek sal vanaand seker ook nog touch daan, is die feit, as daar ou so in benoudheid is, dan sien jy niks anders as daardie wolk nie, as daai probleem nie. Jy moet net begin te jubel en te juig, en jy moet weet, as dit so druk is, dit is dan, wanneer jou deurbraak baie naby is. Daar is groot deurbrake wat op pad is. Ek het gesien, die Here het my gewys, daar's 3 dinge wat binnekort gaan plaasvind. Hoe dit gaan plaasvind, weet ek nie. Die Here het my gewys, dit gaan plaasvind in jou lewe. Ek weet nie of dit antwoorde is, of dit deurbrake is, of wat dit is nie. Ek kan dit nie sien nie, maar die Here het my gewys, daar's 3 dinge wat nou gaan plaasvind, binne in die volgende 'n paar dae, binne in die volgende week. So ja, dit is God se tyd. So ja, hou goeie moed en druk deur. Hy sê jou deurdra. Goeienaand Shirley, goed en jy, welkom jy vanaand hierso by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Goeienaand Elise, welkom julle ook vanaand hierso en by Kom Saam. Nou, laasweek het ek getuig waar ek op die hoek gestaan het en jy het nou daar by my gekom. Ek gaan net so 'n stukkie weer terug. Wat gebeur is, ek is op die hoek van Ellendale en Kloorkop, dis waar die Here my gesit het. En laat ek net die WhatsApp oopkry. Goeienaand aan die WhatsApp mense ook, dit is die getuienis van Dewald Allers, en so ja, kom ek getuig verder. En nou daar op die hoek van die Ellendale het baie mense by my gekom. Nou Jay was die ou gewees wat die Here gestuur het, wat vir ons met daai check gegee het, die eerste keer toe ons die geldelike probleem gehad het, wat met daai check geskryf het. Nou, hy het nou weer daar by my uitgekom en hy het nou weer daar by my kom stop. Ek gaan net so 'n bietjie getuig, net laat julle kan opvang maak verlede week opgehou het, en dan gaan ons weer aan. En hy het my gevra, kan hy my 'n persoonlike vraag vra? En ek het gesê ja, ek sien skaam as mense my 'n persoonlike vraag wil vra nie, of iets wil weet nie. En sy vraag was gewees, hoe leef ons elke dag? En ek het vir hom genoem, ons leef elke dag in geloof. Elke dag van ons lewe is dit in geloof. En hy het my net so gestaan en kyk, toe sê hy, okay, hy verstaan daai gedeelte, maar waar kry ons finansies om van te leef? Kyk, baie mense vra vir ons ook, selfs vir my en vir Louisa ook, vra hulle vir ons, waar kry ons die finansies? Soos ek vir almal verduidelik, ons is by geen organisasie nie. So ons is nie by die AGS nie, ons is nie by die NG nie, ons is by niemand nie. Hierdie gemeente is deur God. God het ons my gesê, open die deure. So, nee, ek gaan nog getuig daaroor, waar hy gesê het, ons moet die kerk registreer en goed. So, dis wel, ek moet die geld inbetaal. Dis 'n kerk wat God geplant het, wat die Here verantwoordelik is voor, en die Here dra die sorg in hierdie bediening. En ek noem, dat daar nie eintlik geld is nie, en ons leef elke dag. Op daai stadium was dit ek en Annetjie, vandag is dit ek en Louisa, ons leef nog steeds so, wat ons leef uit die hand van die Here. Die Here moet voorsien dat ek moet eet vanaand, die Here moet sorg dat ek petrol het, die Here moet sorg dat ek klere het. Ek het nie 'n baas nie, die God is my baas, en ek verduidelik vir hom so, en ek verduidelik ook vir hom, laat ons leef uit God se beursie uit, en laat God se beursie nooit opraak nie, en leeg raak nie, en God voorsien ons daagliks, selfs vandag ook, môre ook, en gister ook, die Here voorsien daagliks aan ons, hy het ons
vir 18 jaar het hy my nog nooit bed toe gestuur sonder kos nie. Vir 18 jaar het die Here my nie gelos nie en Louisa kan ook getuig, die Here kom vir ons deur en laat ons eintlik totaal en al van God afhanklik is en nie van die mens nie. Ek het ook vir hom genoem dat ons nie finansies kry of in die kerk kry nie en julle gaan nou sien en die kerk kan nie my nie 'n salaris betaal nie. So God moet die sorg dra vir my. En vir my is dit 'n groot voordeel om van God afhanklik te wees. Mense raak benoud, dan maak hulle planne, hulle gaan na Pietikoos en Sunny toe en dan sê hulle luister, kom ek gebruik die voorbeeld van geld en dan sê hulle, ag leen my R100, ek gee Vrydag vir jou terug, ons kry salaris dan. Ek kan dit nie doen nie, want ek kry nie 'n salaris nie. Ek weet nie hoeveel is my volgende skending nie. So ek en Louisa vandag kan sy kan eers na 'n maat toe gaan en sê, luister, gee ons R100, ons sal dit teruggee nie. Ons moet die heeltyd na God toe gaan en ons moet vir die Here vra, Here voorsien ons. En soos die Here ons voorsien, dan moet ek dit gebruik. Maar as ek gebid het vir 'n saak, moet ek eers daai geld daar sit vir daai saak voordat ek daaraan kan raak. So ja, dit is om afhanklik te wees. En hy sê vir my, dit lê op sy hart om aan ons 'n skending geld te skenk, soos wat hy dit het. Dit kan maandeliks wees, dit kan een keer in 2 maande wees of 3 maande wees. En hy vertel vir my ja, en hy wil dit doen om ons te help soos wat hy kan. So die hele ding is, ek werk vir die Here. Al werk ek vir die Here, dis nie te sê, kom ek vat vir Louisa. Louisa is my vrou, sy werk nie. Sy werk ook vir die Here. Soveel vrouens bel haar, kontak haar, soveel mense vra vir haar, wat sy die gebede by my wegvat, wat sy met mense help, wanneer ek in gebed is, waar sy my bystaan, en laat die Here haar gebruik, so sy werk ook vir die Here. En hy sê vir my, hy soek 'n bankrekeningnommer, en toe sê ek, okay, hy wil die geld aanbetaal, maar die eintlike ding is, dat ek nie 'n bankrekening het nie. Hoekom nie? Want, die tyd toe die Here my geroep het, en waar ek nou getuig, is al 'n jaar later, en daar's geen finansies om daai rekening oop te hou nie. Ek het nie 'n ekstra R30 of 'n R50 of 'n R100 om in te betaal, en te sorg dat die rekening oop bly nie. So wat gebeur is, die bank het ons sommer self toegemaak. So ja, so julle is nie die enigste een wat dit al gebeur het nie, dit gebeur met my ook, en ja, ek sien skaam om te sê, ek was al 'n paar keer in die rooi nie, so ek sien skaam nie, maar ek skuld die bank niks nie. En ek sê vir Jay, okay, hy my net kans gee, dat ek net by die huis kom, ek praat nou vir vanaand, dit beteken nou later vanmiddag, en dan sal ek hom 'n miskol gee, en dan sal hy my dan terugbel van my foon af, en dan sal ek vir hom die besonderhede gee. Maar intussen weet ek moet nou praat met die Here oor die bankrekening, want ek sit nou met 'n probleem. Ja, en so ek sal dit dan doen. En dis waar ek nou verlede week gestop het. En nadat ek nadat ons nou lekker gesels het en ons het lekker saam gebid. Goeienaand Heilig, goed en jy, welkom jy vanaand hier by kom saam, voel vry, voel deel van die program. Nadat ons nou lekker gesels het en lekker saam gebid het, 'n oomblik gehad het op die hoek, waar ons net hulde aan die Here gebring het en eer aan die Here gegee het.
en die lof, die aanbidding, en wat ons weet, dit behoort aan die Here. En so het dit dan gebeur dat J2 sê nee, hy gaan nou ry, en nou wat ek nou moet doen is, ek moet nou teruggaan in my gebed in. En want, hoekom? Ek is opgewonde oor wat God nou gedoen het. Maar ek het ook so 'n halwe benoudheid, omdat ek in 'n hoek is en ek weet nie om daar uit te kom nie. En ek moet vir die Here vra, Here help my, ek het nie 'n bankrekening eers nie. Hoe gaan ons die saak hanteer? En maar binne my is die oorweldiging, die antwoord wat die Here gestuur het, die blydskap wat ek ewe skielik ervaar, die vreugde van ons God, dat hy antwoord, dat hy my gebed beantwoord, dat hy nou vir ons sal help, en dat hy vir ons 'n deur oopmaak. Geen mens kan dit doen nie. Daai weg behoort aan die Here, en laat hy op so 'n manier dan vir ons 'n klip uit die weg uitrol, is bo natuurlik. So ons prys die Here vir sy goedheid, sy guns, en jy weet, Jay het nou gesê, dit kan dalk elke tweede maand of derde maand wees. Ek sê nee Here, daai ding werk nie. Jy kan weet, as 'n ou vir my sê, tweede, derde maand, dan sê ek vir die Here, daai ding werk nie. Want, hoekom sal die Here nou my 1 maand seën en die volgende maand laat swaar kry en vir ander maand dan sê, dis nie van God nie. As God iets doen, dan doen hy dit behoorlik. Ek sê nee Here, ek soek dit elke maand. Ek soek nie hierdie 1 maand en worry 'n ander maand en goed nie. Ek soek dit. Partykeer voel ek, dalk is ek, kan 'n ou sê, voor op die wa of wat ook al, ek weet nie, maar ek sê net vir die Here, daai ding werk nie. En ek sal dit eerder, van my kant af, sal ek dit eerder elke maand wil hê, want ek weet, en wat se omstandighede ek weet waardeur ek gaan, en ek weet wat, hoe verhinder dit my, om die werk van die Here te doen. So ja, ek sê vir die Here, ek is baie dankbaar vir die geldjies wat ons gaan ontvang. Dit kan help met die huur, dit kan help met die druk wat op my is, en ek sê ook vir die Here, en dit was iets besonders gewees, is die feit, Jay was die eerste ou, wat nie my as mens raak gesien het nie, maar wat die werk van God raak gesien het. En dit het nogal my hart geraak, deur die feit, deur sy woorde wat hy gesê het, ek wil God se werk sien vorentoe gaan. En dit het my hart geroer. Was die eerste keer in my lewe wat iemand vir my sulke woorde sê, is die eerste keer wat iemand sê, luister hierso, hy wil God se werk sien vorentoe gaan, en hy gaan sy beursie oopmaak, en hy gaan ons so dan bystaan. En ja, vir my was dit die eerste persoon gewees, maar dit was vir my wow gewees. Dit was vir my uit God se skatkis gewees. Dit was absoluut uit God. En nou nog die woorde laat hy in hierdie bediening, ek het nooit gedink dis 'n bediening waarin ek staan nie. En ewe skielik sê vir my, hy wil in hierdie bediening saai. En wow, en vir my was dit wow geweest. Dit was groter as wow. Dit was onbeskryflik geweest. Iemand, die Here stuur hom van Pretoria af, en hy wil in hierdie bediening waar ek op die hoek staan, wil hy kom belê, dat ek vir mense bid en vir mense bemoedig, mense aanhou om die Here te dien, vir die mense na die Here toe te lei, en hy noem dit 'n bediening. Onthou, ek ken niks van die kerkstorie self nie. So, toe die Here gesê het, ek moet die bediening, of ek moet die kerk open,
daar's nie 'n kerk wat my bygestaan, niks en so, ek is totaal en al afhanklik, alles wat ek geleer het op daai stadium, het die Here my geleer, en nou, sê die ou, ek staan in die bediening, en hy wil in hierdie bediening van waarin ek staan, waar die Here in beweeg, wil hy nou kom saai, en dit was die eerste keer wat ek gehoor het van die woord saai ook, nee, sê die eerste maal nie, tweede maal, want onthou, ek het getuig van die kar wat ek gekry het, toe moes ek hom teruggesaai het, waar die Here my geleer het saai, ekskuus, maar in die finansies was dit die eerste man wat geld gesaai het, laat ek het ontvang, en ja, en vir my, as mens, net om te dink, ja, dis 'n bediening, en hy maak my oop, en hy sê vir my, hoor hierso, hy wil dit betaal, en Here, ek werk vir u, maar hy wil dit betaal, so, ek los hom, prys die Here daarvoor, en agterna het die Here met my gepraat oor die bediening en goed, so later het ek gaan leer vir die bediening, ja, maar op daai stadium was dit vir my, wow, my voete was onder my uitgeslaan, vir my was dit, ek sê, vir my was dit 'n hoogtepunt in my, of in ons lewe. Vandag is dit nog steeds 'n hoogtepunt, om in die geloof te lewe. En dan, wanneer ons in die geloof lewe, moet ons ook 'n dankbare hart hê, om die heeltyd te kan sê, dankie Jesus, dankie Here, dankie dat U deurkom. So, prys die Here. Ek het nie geweet, hy het nie 'n bedrag genoem, hoeveel geld hy gaan gee nie, so ek het nie benul hoeveel gelde ons gaan inkom nie, gaan dit genoeg wees, gaan dit nie genoeg wees nie, so ek moet nog steeds bid vir die huis hier, want ek weet nie of ek die helfte gaan hê, of 'n kwart gaan hê, of die hele bedrag gaan hê nie, so ek het nie 'n benul wat die Here gaan doen nie, en maar ek kan net die heeltyd sê, dankie Jesus, dankie Here, maar met die wat ek dankie sê, kan ek die heeltyd die verligting voel, wat die Here saam met dit bring, die druk waarin ek is, die benoudheid wat ek het, kan ek voel, luister hierso, dit is van my af, die Here het hier, op hierdie hoek, het hy 'n wonderwerk gedoen, en vir my is dit 'n wonderwerk, want ek het nie vir Jay gesê ons sukkel nie, tot hy my gevra het, ek het nie vir hom gesê ons het die kos en goed en daai goed nie, ek het nooit vir enigiemand gesê nie, die Here lê dit op mense se harte, hoeveel mense het daar gestop, en dan het hulle my R100 gegee, R200 gegee, en sulke dinge, en waar die Here, en ek sal nog getuig, een oggend was ons koffie klaar, toe sê ek, Here, ek soek koffie, en ek het nie gebid daarvoor nie, ek het net eintlik gesê, Here, ek smag na 'n koppie koffie, en die Here het 'n man gestuur, die man het daar by my gestop op die hoek, en toe ek vir hom sê, luister, ek soek 'n koppie koffie, want die Here het laat ek vir hom net noem ek soek koffie, toe ry hy toe gaan koop hy vir my 'n koppie koffie, en hy bring vir my, maar dit is God, en so die Here het die heeltyd afsprake gereël, met wonderwerke, dinge wat daar gebeur, en hoe die Here mense begin stuur het, uit verskillende rigtings uit, terwyl ons vir hulle bid, terwyl ons bid, soos daai man wat die Here gestuur het met die kanker wat ek voor moes gebid het, mense, vrou wat daar gestop het, wat op pad was na 'n onderhoud toe, wat daar by my gestop het, en waarvoor ek moes gebid het, dat sy 'n werk moes kry, daar het 'n ander vrou daar gestop, daar wat sy gesê het, luister, haar besigheid moet sy skei, en sy weet nie of dit die regte besigheid is, so al die mense het die Here gestuur, want dis afsprake wat hy gereël het, en ek moes vir hulle bid, ek moes hulle bemoedig, en gesê, hoor hierso, moenie opgee nie, hou vas, moenie die hele tyd vaskyk in jou probleem nie, haal jou oë af, draai na die Here toe, fokus op God, as jy nie weet hoe nie, begin te jubel, begin te sing, kry net jou gedagtes van jou probleem af, en loof die Here. Die Bybel leer ons ook, dit ek nou later geleer in Spreuke, wat hy sê, 'n hart wat
wat opgewonde is, bly is, bring goeie gesondheid oor jou liggaam. So jy gaan goed voel nou. So jubel en juig voor die Here. Moenie altyd vasklou aan die probleem nie, want jy kan nie die probleem verander nie. So haal jou oë af en jy weet soos ek vir my was dit toe die Here wat hierdie ding gedoen het, was hy sakke wat ons so saam met ons sleep, wat so swaar druk, ons skouers so in mekaar trek. Daai goed het alles afgeval, omdat die Here die kalmte oor my laat kom het, en die overwhelmed van sy goedheid, het my hart opgewonde gemaak, en jy weet, en dan kan ek vir die Here sê, Here, maar nou kan ek beter konsentreer op die pad. Nou, as ek vir jou sê, dit was nie 'n hindernis nie, dit was nie 'n blokkage nie. Jy weet, as 'n mens die hele tyd in jou probleem vaskyk, en ek moet vir mense bid, en ek moet mense aanmoedig, kan ek dit nie doen soos wat ek dit kan doen nie. Hoekom nie? Want daardie, kom ons gebruik daai huis hier, daai druk van die huis hier, die water en ligte, lê op my, en dit druk op my, en die einde van die maand kom nader, en ek begin worry, dan kan ek nie deurbreek in my gebed, en die persoon wat by my staan vir gebed, deurkry tot by die kruis nie. So dit is baie, baie, baie belangrik, laat die hindernisse verwyder is voor my, en weg is van my, laat ek vry kan wees, om meer te kan konsentreer op die probleem, en daai persoon wat hulp nodig het, deur te kan bid, tot by God, tot in die troonkamer, soos ek altyd sê. So ja, julle kan weet, daai dag, mense, jy het nie drugs nodig, en jy het Jesus nodig. Was ek weer in 'n sweefmout gewees. So ek was oorweldig gewees van verligting. Yes, jy weet, ek kan dit nie vir jou beskryf nie, maar dit is net amazing. En jy weet, en dan, as 'n mens so weg is, as jy weg in die gees van die Here, saam met die Here, in die Here, jy's net weggevoer. Jou liggaam is hier, maar jy's nie hier nie. Ek is hier tussen somewhere en nêrens, en daai plek is net saam met die Here. So ja, en dit is waar ek myself weer bevind het. En so het my hele middag in daardie oomblik wat ek jubel, juig, opgewonde is, het dit net, dit was net 'n tyd van amazing. En tussen het die dag aanbeweeg, totdat ek nou later huis toe is, en ek by die huis kom, toe gaan sit ek daar op die bank, nadat Annetjie nou die deur oopgemaak het vir my, en terwyl ek daar sit, maak sy koffie, en sy kom sit ook daar, en ek kyk net vir haar, en toe ek vir haar kyk, ewe skielik toe begloop die trane. Dit is nie trane van hartseer nie, dit is trane van joy. Blydskap, vreugde, trane dat Jesus sy gebed geantwoord het, trane om te sê, my God is groot. En jy weet, sy is soos Louisa, sê ja, gee my mos net so kyk daar self my, wat is jou probleem? Of wat gaan nou weer aan met jou? Jy weet, 'n mens kry net, as ek nou sulke tye kry, dan sal my vrou vir my vra, hoorie, wat gaan nou aan? En dis dieselfde wat Annetjie ook nou doen. En sy sê, en sy draai en sy vra, wat bekeer jou? En nou loop die trane, jy weet, dis daai oomblik wat ek net vir haar wil sê, hey, jy moet net stil bly, wag net, ek gaan jou nou vertel, gee my net kans, ek moet my net self by mekaar kry, want ek is hier tussen nowhere en nêrens en by Jesus stasie, by die stasie van Jesus, want ek sê by myself nie, en ek is opgewonde, en ek verduidelik vir haar dat Jay by my 'n draai kom maak het, en hy soek 'n bankrekeningnommer, en ek sê vir haar, hy soek 'n bankrekeningnommer, waar hy elke maand
Ek sê nie vir haar, soos hy gesê het, elke tweede maand of soms 'n derde maand nie. Ek sê vir haar, waar hy elke maand wat die woord van die Here sê, my mond het krag. So ja, waar hy elke maand vir ons gaan geld in betaal. En haar mond gaan oop en sy sê, wow. Sy weet, ek het nie 'n bankrekening. En Louisa weet, ek het vandag 'n bankrekening. Vandag het ek 'n bankrekening, want daar is af, die wifi moet afgaan, so ja. Die debitorders hou daai rekening oop, so prys die Here. En sy sê vir my, wag net so 'n bietjie, sy het 'n idee. En sy begin te bid op haar eie, en ek praat hier met die Here, maar die manier wat ek praat met die Here hierdie kant, is nie nou 'n gebed, is om te sê, Here, ek het joy, ek is gelukkig, ek weet U gaan 'n plan maak. Sy gaan nou daai kant met die Here praat, en wat sy vir die Here gaan sê, my gedagtes is nie daar nie. So ek is hier heel op my eie besig, baie keer doen, of meeste van die tyd doen ek het ook, vanoggend ook, toe Louisa my soek, sy sê, gewoonlik hoor sy die musiek, vandag hoor sy dit nie, toe sê ek was lankal daar buite besig, toe sê sy, sy, nou ja, en ja, dan doen ons dit, dan sê ek, Here, en soos ons so besig, en nou praat sy daai kant, en ek is nou besig met die Here oor hierdie deur wat hy vir my of vir ons oopgemaak het, en die manier wat hy dit gedoen het, is bo my verwagting. En ek kan nie ophou om die Here se grootheid, se heerlikheid te aanskou hierin nie. En toe ons nou klaar gebid het, toe wil Annetjie vir my iets vertel, en ek vergeet, en dis wat my ook bygeval het, is, toe ek amen sê, ek weet nie of sy klaar gebid is, en dit kan ek jou nie sê nie, maar die oomblik toe ek sê amen, toe is daar klop aan die voordeur. En toe ek daar, en toe stryk het my, wat gebeur het, toe Jay by my gekom het, toe het hy vir my gesê, luister hy gee my mos 3 bokse met Bybels. Nou die Bybel, die bokse was taamlik groot bokse, en al 3 bokse was saam, 1000 Bybels. Nou dit was nie dik Bybels, dit was dun Bybel, dit was 'n Nuwe Testament, en hy is redelik groot geweest, maar hy was 'n druk wat hulle gedruk het somewhere, en hy het 1000 uitgekoop of gekry, en hy het dit vir my gebring, want op my banner staan was God is first en need Bibles. So, en hy het my 1000 Bybels kom gee, alhoewel ek al die 35,000 Bybels al begin uitdeel het, mos daar in Boksburg, en toe het ek mos van dit saamgebring, en dit het ook later van tyd begin gebeur, dat ek uit hulle uitgehardloop het, en dat ek wel Bybels nodig gehad het. So ek kan nie onthou of dit ook in daai tyd was en goed nie, maar maak nie saak nie. En hy het vir my 1000 Bybels afgelaai, 3 bokse, groot bokse vol, en ek kan nie die bokse by die huis kry nie. En nou, wat gebeur is, ek staan op die hoek, nou, intussen het ek al nie die mense geleer ken nie, ek het nou al die karre geleer ken, as die karre verbygaan het ek nou geleer ken, ek ken nie al die karre nie, maar sekere karre, dan weet ek, daai kar gaan in my straat af, daai kar, die mense bly onder in my straat, bo in die straat, of in die straat agter my, en so op daai manier, het daar 'n man verbygekom het wat van die werk afkom, wat ek weet wat in my straat bly. 'n ouerige man, en ek het hom voor hom ingehardloop, en hom gestop, en vir hom gevra, luister, wil hy my nie help nie. Ek het die 3 bokse Bybels, en ek moet hulle by die huis kry, as ek klaar gewerk het, sal ek het dan kom hol by hom by sy huis. As hy dit net vir my na sy huis toe sal vat, dan sal ek het kom hol, want ons bly mos nou in dieselfde straat. So, dit is die man wat toe geklop het aan die deur, wat toe vir my die Bybel sommer gebring het na die huis toe. Uit 'n paar huise van ons afgebly, en so ja, en
ek het die deur oopgemaak, uitgeloop en toe die Bybels by hom gaan haal en so in die huis aangebrand. So prys die Here vir mense wat nog bereid is om op daai manier my nog by te gestaan het. Onthou ons nie 'n kar gehad nie, ek het elke dag geloop. Elke dag moet ek loop met my stoel, so opslaan stoeltjie, hy staan daar, so ek sê eendag vir julle wys. En dan het ek 'n opslaan tafel by my gehad en dan nie 'n rugsak met die Bybels in wat ek elke dag moet dra. So boonbehalwe die goed wat ek het by my wat ek dra, kan ek nie al 3 bokse by die huis kry nie. So dit was 'n groot probleem. Maar die Here dit ook so bewerk dat ek daai man gestop het. Die Here het my die wysheid gegee. Die Here het vir my gesê, vra vir hom. Ek het hom gevra en toe hy dit vir my afgelaai, toe sê ek van luister, ek sê duisende dankies. Ek was baie dankbaar daaroor. Maar weer eens kan ek net overwhelmed wees in die goedheid, guns van die Here wat ek beleef in my lewe. Hoe jy daar gestop het, hoe die Here vir my wys, ek moet iemand vra om dit vir my af te laai, hoe die Here vir my sê, dat ek guns by hom het, en as ek guns by hom het, dan het ek guns by die mens, en dat die mens vir my gaan sê, luister, ek sal dit vir jou kom aflaai. So, en op daai manier het ek 1000 Bybels by my huis uitgekry, en ek kan net vir jou sê, dis net God wat dit kan doen. Later daai aand kom Annetjie nou, nadat ons geëet het en goed, ek het al vergeet van die bankrekening storie, en sy kom en sy sê vir my, luister, haar ma bly mos by ons, en haar ma was so, sy 3 jaar, sy was op daai stadium 74 gewees, ek het haar genoem ouma, so as ek praat van ouma, was dit sy gewees, en sy sê vir my, ouma het 'n bankrekening, en sy gebruik dit elke maand om haar pensioen te kry. Sy het nie staatspensioen gekry, sy het 'n pensioen gekry van haar man wat oorlede is. So ja, en die werk het dan sy pensioen vir haar inbetaal in haar bankrekening. Ek sê dit is reg, daar het ons nou 'n plan, man. Die Here het alweer 'n weg gemaak. En dit was ook nie links en regs nie, ek is opgewonde en ek gooi daai miskol. Jy weet, jy bel mos net iemand en druk jy dood. Dan weet jy, daai persoon gaan jou terugbel. En ek gooi daai miskol daar na Jay toe, en toe ek dit nou doen, en hy my terugbel, verduidelik ek vir hom my situasie, en ek vertel vir hom, ek het nie 'n bankrekening, daar's geen manier wat ek 'n bankrekening gaan kry nie, ek het geen bewys van inkomste nie, niks nie. So dit is 'n probleem vir my. Hy sê vir my, Deborie, so dit is nie 'n probleem nie, ek moet net vir hom ouma se inligting vir hom deurstuur. Toe. Man. En intussen hardloop Annetjie, sy kruip by die inligting by haar ma, die bankrekening, nou haar ma het 'n papiertjie gehad waar die besonderhede alsop was, en sy het op my gebring, soos enige ander, in daai tyd was WhatsApp nog nie daar nie, ons het nog hierdie SMS'e gehad, ek kan nie eens meer onthou nie, ek dink was 30 sent of 20 sent, 15 sent wat dit gekos het ek, en wat jy maar so ge-SMS het. So ja, toe stuur ek daai SMS'e. So, nou hier was in 2009, dit was nou voor April maand, en toe stuur ek vir hom daar die inligting soms so deur die SMS, want in die SMS kan jy die nommers mooi kyk, jy kan al die besonderhede mooi deurgaan, seker maak dit is reg. Maar intussen, nadat ek dit nou deurgestuur het, jy weet, begin die einde van die maand ook nader kom. Nou, as jy einde van die maand nader kom, ek weet nie of julle dit beleef nie, hy lê vir jou in loer. Hy kyk vir jou, daai 30ste lê vir jou met sulke groot oë en kyk. Van die 1ste af. En as dit hier by die 20ste is, dan begin hy al vir jou so invryf. Hoor jy, daar's net nog 10 dae oor. Dan los hy jou weer so 3 dae, en dan sê hy, hoor jy, daar's 7 dae oor. En so hy lê vir jou en loer, dit is al of hy sulke nuls in jou wil indruk, om vir jou te sê, hoor jy, die einde van die maand is nou hier. So, ja, en
en ons het nog nie, kyk ek het net vir Jamos die rekeningnommer stuur, so ons het nog geen gelde ingekry nie, maar ons staan op die belofte, en dit is om in geloof te lewe. Daar's geen garantie, tot vandag toe, is daar geen garantie van enige inkomste, geen inkomste nie. Hierdie kerk het ons nou, dit is nou 2 jaar, 6 maande terug, die einde van laas jaar, het ons vir 'n jaar en 'n half niks lidmate gehad nie. Ons was totally op 'n 0 gewees, en die Here het ons deurgedra. So daar is geen waarborg nie, ons was op die internet, ons het programme aangebied, ons het geëet, en ja, die Here het ons deurgedra, en dan as jy in die geloof lewe, is daar geen manier dat jy 'n geldjie gaan kry nie. En dis dan, wanneer ek na die Here toe gaan, en vir die Here sê, Here, U dan geonderneem, om vir my te voorsien. Ek werk vir U, U is my baas, U is my God. Dit is dan hier, waar ek vir die Here sê, maar Here, U het dan self gesê, U sal die sorg dra. Ek moet op die hoek werk. Ek kan nie op die hoek werk en worry oor dinge nie. Nee, die dinge waaroor ek moet worry is U sin, want U woord sê, ek moet my worries vir U gee. So dit is nie my worries nie, is U worries. So ek moet op God konsentreer. En baie keer is dit baie moeilik, veral as die druk styf is, maar ons moet dit doen. En en dit is hier waar ek moet staande bly, want as ek knak, gee ek in. My gesondheid kan onderlei, daar kan groot dinge gebeur, so ek kan nie bekostig om my oë van God af te haal nie, van Jesus af te haal nie. So daar's nie 'n manier nie, ek moet kan vasstel, al is dit vir my, hoe bitter moeilik, al is dit hoe moeilik. So ek moet. En dan kan ek vir die Here sê, Here, die einde van die maand kom nader, ons moet die huurgeld hê, waar gaan ons die geld kry, waar gaan die geld vandaan kom? Ek kan vir die Here sê, Here, maar U het gesê, U sal voorsien. En want ek het die reg om dit te sê, hoekom het ek die reg? Want uit elke geld wat ek ontvang, betaal ek my 10de. En dit is hoekom my 10de, ek sê nie die Bybel sê so nie, ek sê dit is hoekom my 10de vir my baie belangrik is. My volle 10de betaal ek, want ek het die reg om na God toe te gaan, vir die Here te sê, Here, ondersoek my, kyk of ek enige gelde terughou, kyk of ek U indoen, kyk of ek U beroof, met ander woorde. En ek het die reg om vir die Here te sê, ondersoek my, kyk of ek U ondersoek. En dan kan ek terugdraai en sê, Here, maar U ken my, en U weet waar my gelde gaan, die gelde wat inkom eerste, 10de na U toe. So, en nou moet ek op die Here vertrou, want nou moet ons begin bid vir die einde van die maand. Onthou, Jay het gesê, hy gaan nog gaan betaal, hy het nie gesê, hy gaan dit vandag doen nie. So op daai oomblik is daar nie geld nie. Op daai oomblik moet ek nog bid. Ek moet aanhou bid. Ek moet nou nie gaan staan en terughou en sê die Here gaan nou voorsien, nou gaan ek nie bid nie. Nee, God wil nog steeds sê, ek moet op sy belofte staan, nog steeds aanhou glo dat hy gaan deurkom. Maar die Bybel sê, herinner God aan sy beloftes. So ek moet God aanhoudend, en ek like dit om die Here te herinner aan sy beloftes. So, want die woord sê ook, dit wat uit God se mond uitgegaan het, kan nie leegtrek. As die Here gesê het, hy gaan onderneem, dan gaan hy vir my deurdra, hy gaan sorg. Hy het nie vir my gesê, hy roep my vir die bediening, en nou moet ek 'n plan maak nie. Ek het al 3 keer, wat ek probeer werk het. Hy my maat, die Here haal my uit. Hy wil nie ek moet gaan werk nie.
binne in 'n week gebeur daar dinge dat ek gefire word. En, dis nie waar God my wil hê nie. God wil my terug hê in die bediening en ek moet in die bediening bly. So daar is 'n manier wat ek het 3 keer probeer al om te gaan werk. En elke keer het ek die jobs gekry. Die Here gee my die jobs. En nou dan gebeur selfs so goed dat ek moet terugkom en vir die Here sê, Here, ek mag verstaan nie. Dan sê die Here vir my, hou aan. Die woorde wat uit sy mond uitgaan, sal nie leeg terugkeer. So ja, daarom moes ek nou begin leer het. Die woorde wat uitgegaan het, sal nie leeg terug. En dan moet ek op die belofte staan en vir die Here sê, Here, maar saam met dit sê ons ook dankies en ons bring en ons gee vir U die dankie. Ons sê vir die Here, dankie vir sy goedheid, vir sy guns, sy genade wat ons elke dag ervaar en elke dag sien. En dan kan ek nou nie in my benoudheid sê, maar Here, U gee nie om nie. Die Here is nog steeds daar. Die Here, ek kan nie gaan memoreer nie. Onthou, die oomblik wat jy memoreer, God is nie vir memoraasie nie. Dit beteken wanneer Jannie nou deurkom en Sunny nou deurkom. Julle weet daardie wat hulle self jammer kry. As daai goed begin gebeur, God is nie daarvoor nie. God soek nie 'n memorasie nie. Hy soek nie mense moet moan en groan en tantrums gooi en daai goed nie. God soek nie daai nie. God soek kalmte. En hy wil sien dat jou hart opreg is. Dis moeilik. Glo vir my, dit is moeilik. Om in geloof te lewe is nie maklik nie. Julle sal nog sien, toe ons die Here my geskuif het uit Kleurkop uit, 3 jaar later, wat het toe gebeur? Daai man het ook kom klop vir sy geld. Ek het net soos julle benoud gehad. Here, waar gaan ons sy gelde kry? Maar dit is 'n getuienis vir 'n ander dag. So hierso moes ek leer om regtig die Here te vertrou, in sy barmhartigheid te staan, om te sê, Here, U woord sê, U is barmhartig. So U sal oor my saak barmhartig wees. Ek sal guns ontvang, want U gee dit vir my. U stort dit uit. So dit is baie belangrik. Ja, ek kom nie deur hierdie getuienis. Ek kyk daar van tyd na ons alweer. Ek sien en daar is die tyd alweer. Ja. Ek het nou net begin. Ek gaan hierdie bladsy merk. Mense, julle moet, my getuienis is groot, maar ek deel hierdie goed met julle. Ek kan nie net praat nie. Daar's goed waardeur ek gegaan het. En dit wat ek vir jou beskryf het, is punte wat ek vir jou sê wat my gehelp het. Om deur my omstandighede te kom. En wat ek doen. So ek wil hê, julle moet dit verstaan. So ek gaan tot hier getuig, maar ek sal nou volgende week verder gaan. Ek sien nou die Here maak my bewus, my tyd het my ingehaal. Ja, ek sê vir julle, dit voel soos 5 minute wat ek praat. Ek het nie eers die tyd dopgehou nie. Prys die Here. So ja, julle sal moet volgende week terugkom, man. Ek weet my getuienis is onsaglik groot, want ek probeer vir julle in detail vertel, want dit is nie net getuig nie. Dit is ek was ook in daai probleem. Ek was ook in daai omstandigheid. Ek was ook in daai benoudheid. Ek was ook daar en hoe ek daar deurkom, dit is wat saak maak. Hoe ek op God moet vertrou. Dis nie net woorde, hoor jy, ek vertrou die Here nie. Nee, mense. Dit is veel dieper, dis in 'n verhouding, maar hoe die Here my daardeur gedra het en geantwoord het. Want nou begin die dinge te val. Onthou die Here het nog gesê ek moet die kerk open. Hy het vir ons gesê ons moet die datum reg kry. En nou ja, daai dinge moet nog in plek val. Julle gaan nog sien wat gaan gebeur. Daar's groot dinge wat gaan gebeur. So ja, kom speel hierdie song. Prys die Here. If die hart loop, Van ek het
Amen. Help my om mooi te hoor. Prys die Here. Om die dieper te ken. En my nou nader aan die oor my God. Halleluja, prys die Here. Leer my dieper ken. Leer my, Here, leer my. En wil die dieper ken. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Prys die Here. Soos 'n donderdag, wat vir 'n bietjie reën. Prys die Here. Soos 'n wildwolk, amen. Prys die Here. As die storm woed weer net, Here is, amen. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Prys die Here. En my nou nader aan U, oor my God. Halleluja, prys die Here. Leer my dieper ken. En wil U dieper ken. Prys die Here. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Here, ek kan net dankie sê dat U vir ons leer om U te vertrou met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En Here, dankie dat U altyd ons gebede verhoor. Dankie dat U altyd daar is, nooit besig is en altyd saam met ons is. Here, ons kan net vanaand opkyk en sê, Here, hier is ek. Help my. Dankie, Here. In Jesus naam. Ek wil die Here beter leer ken, dieper leer ken. Wil in die weë van die Here wees. Here Vader, ek sê dankie Here dat ek vanaand weer eens 'n geleentheid gehad het om te getuig van U goedheid, U guns, U genade, U barmhartigheid, U liefde en hoe lief U 'n mens werklik het. En Here, en dat ons nie net met woorde U dien nie, maar uit die diepte van ons hart uit in U weë wandel. Here, dis nie altyd maklik nie. Vandag het iemand vir my gesê die moeilikste is om 'n kind van die Here te wees op hierdie aarde. Want die Here, ons moet baie verduur, ons moet deur baie dinge gaan, maar Here, U is nog steeds getrou, U is nog steeds God, en Here, ons sê dankie daarvoor. Dankie dat ek my broers en susters, my vriende kan inspireer om vas te hou en te kan glo aan U. Here, laat hulle nader na U kan, laat hulle
in 'n verhouding met U kan staan, stewig kan vas staan in Jesus naam. Here, seën hierdie getuienis, laat dit uitgaan na wie dit moet hoor, Here, laat dit wyd en suid gaan, van die ooste na die weste, van die suide na die noorde, en Here, laat dit by die se ore uitkom wat dit moet hoor, in Jesus naam. Seën ons aand verder, geef ons 'n rustige aand, en Here, dankie weer eens vir U goedheid, U guns vandag vir ons, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, dankie dat julle ingeskakel was, dankie dat julle geluister het. Onthou, môre aand het ons kom saam, ons jubel, ons juig en ons loof die Here, maar kom net saam. Kom môre aand saam, kom loof die Here saam met ons. Dis lekker. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom julle. Prys die Here. Halleluja. Hallelujah. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power, Glory forever. Amen. En nou bly noot van amen gaan ek vir julle sê, geseënde mooi wonderlike aand vir julle. Tot môre toe. Shalom julle. Good night.